Ons gaan twee dele van die boodskap hê vanmôre. Volgende week die derde, ons is besig met die Bybel. Laas week was die Bybel Sondag, maar ons het nie daarby uitgekom nie. Ons begin nou vandag met ons Bybel. So daar is groot dinge wat ons gaan hanteer. En ek gaan die eerste helfte van die boodskap gaan ons videoklip speel vir u om te sien hoe wonderlik is die woord van God. Dit is nou Engels, maar ons kan Engels verstaan. En dan gaan ons na die Bybel toe self en ons eie boodskap bring. So kom ons sit net mooi lekker en ontspan en dan kyk ons na hierdie videoklip wat vir ons gaan wys hoe wonderlik God se woord is. The plain words of Scripture highlight certain numbers. Jesus fasted for 40 days and 40 nights in the wilderness. There were 40 days from Jesus' resurrection to his ascension to heaven. Before the flood, it rained for 40 days and 40 nights. Moses was 40 years in Egypt and 40 years in Midian, and he led the Israelites for 40 years in the wilderness. Moses was 40 days and 40 nights on Mount Sinai, receiving the tablets of stone from God. Moses broke the tablets in the face of Israel's rebellion. Then he was a further 40 days and 40 nights on Mount Sinai, receiving the law. The 12 spies were in Canaan for 40 days. For 40 days, Goliath challenged Israel each morning and evening. David reigned over Israel for 40 years. Solomon reigned over Israel for 40 years. Why the emphasis on 40? The Bible doesn't say, but it's reasonable to make an assumption. These are literal periods of time, but it seems that 40 also symbolizes a period of testing. The hand of God is on view. Now, every letter of the Hebrew alphabet has a numeric value, and the Bible phrase Yad Adonai means the hand of the Lord, and Yad Adonai has a total numeric value of 40. That seems to be by design. Numbers in the Bible are symbolic. 50 is another number that stands out. The Holy Spirit was poured out on the believers on the day of Pentecost. Pentecost was 50 days after Jesus' death and resurrection. Under the Old Covenant, the 50th year was a Jubilee year. In the 50th year, slaves had to be set free. The law was given to Israel 50 days after the Passover and the Exodus from Egypt. In the law, a feast was set for Israel 50 days after Passover. It was called the Feast of Shavuot. It was to commemorate the new harvest. Shavuot means sevens. Count 7 Sabbaths, and the day after the 7th Sabbath, the 50th day, you shall present a new grain offering to the Lord. 50 represents freedom, power, harvest, but 50 is expressed here as 7 times 7. 7 sevens, and then the day after is the 50th day. Why the emphasis on 7? 7 gets a lot of emphasis in the Bible. It seems to be a special number to God. There were 7 days of creation. There were 7 good years and 7 years of famine in Egypt. In the 7th year, Hebrew slaves were set free. There were 7 feasts for the Lord and 7 days for each of the 2 main feasts. 7 priests with 7 trumpets went ahead for 7 days, and on the final day, Israel marched 7 times around Jericho. And when we come to the book of Revelation in the New Testament, 7s are on view everywhere. 7 churches and 7 spirits before the throne. 7 golden lampstands, 7 stars, being the 7 angels of the churches. 7 torches of fire, 7 seals, 7 horns, 7 trumpets, 7 thunders.
The dragon has 7 heads and 7 crowns. There were 7 golden bowls, 7 plagues, and 7 times we find the expression, blessed is. Then there's the number 8. Jewish males are circumcised on the 8th day after birth. Jesus was circumcised when he was 8 days old. 8 follows 7. 7 days in a week. 8 is the day after the Sabbath. Jesus rose from the grave on the day after the Sabbath, the 8th day. 8 seems to represent new birth, new beginnings. We are touching on a few significant numbers in the Bible, but there are many numbers, seemingly random, but they aren't. David had 37 mighty men. Jesus told the disciples where to fish, and they pulled up 153 large fish. Does 153 represent something? The Bible doesn't waste words. The Bible speaks in practical, but also in deeply spiritual terms. And the Bible records that the catch was exactly 153 fish. 666. In the book of Revelation, we learn that the number of the beast is 666. And we are told to calculate his number. If we are wise, if we have understanding, we will calculate his number. 2 is an interesting number. In God's view, there are 2 groups, Jews and Gentiles. In Christ, the 2 become one new man. Israel divided into 2. The tribes in the south, Judah, and the tribes to the north, Ephraim. Then the Lord told Ezekiel to act out a prophecy. A day was coming when Judah and Ephraim would become one again. It's like marriage. A man shall be joined to his wife, and they shall become one flesh. There seems to be something symbolic in the number 2. And 3, Father, Son, and Holy Spirit. Abraham, Isaac, and Jacob. Peter, James, and John. There are 3 that testify, the Spirit and the water and the blood, and the 3 agree in one. 3 testify. There were 12 tribes of Israel and 12 apostles in the New Testament. But it gets a little complicated. And as it was for Israel, so a pattern repeats in the New Testament. Out of the 12 tribes, Levi was set apart. Levi had no inheritance of land. The Lord was his inheritance. 12 became 11 by one count. But Joseph married outside the land, and Joseph had 2 sons. And Joseph's father, Jacob, brought the 2 sons, Ephraim and Manasseh, to the fore to receive an inheritance. 12 became 13 by a different count. In the New Testament, Judas betrayed Jesus and was lost. 12 became 11. A replacement was chosen, Matthias, so 11 became 12 again. Then the Lord chose Paul to be an apostle, someone chosen after the others. 12 became 13. We'd hardly notice these things except that there's a symmetry between the Old and New Testaments. Is that symbolic? There are 66 books in the Bible, the complete revelation of God. 27 books in the New Testament, that's 3 times 3 times 3 equals 27. 3 symbolizes testimony. 3 times 3 times 3 seems to be testimony emphasized. Out of the 66, there are 39 books in the Old Testament. That's 3 times 13. Some people are superstitious about the number 13. But Jewish males become men. They have their bar mitzvah at age 13. In the Old Testament,
The four-letter word that represents the name of the Lord is spelled Yud-He Vav-He in Hebrew. The numeric value of the word is 26. 26 is 2 times 13. Is 13 bad? Where does the idea come from? Every letter of the Greek alphabet has a numeric value. The expression, who is called the devil and Satan, in the New Testament, in the Greek is okalomenos diabolos ke or satanas. It has a total numeric value of 2,197, which can be expressed as 13 times 13 times 13. The devil is evil, and the Bible emphasizes that 13 times 13 times 13. But in the same Greek New Testament, it says that there was a notice on the cross above Jesus' head that read Jesus the Nazarene. In the Greek, Jesus or Nazareos. That name and title also has a numeric value of 2,197, which equals 13 times 13 times 13. That could be confusing, but the Bible says Jesus, who knew no sin, was made to be sin on our behalf, that in him we might become the righteousness of God. 13 represents sin, but 13 also represents atonement. God loves us, so he reached out to rescue us. He bought us through the blood of Jesus, if we accept that. What is stated in the plain text of the Bible is more than sufficient to find salvation in Christ. But just out of sight in the Bible is a watermark of God, a seal of his hand of design, a mathematical structure in the Hebrew and in the Greek. One day it's going to be plain for everyone to see. Dankie, dit was nou die aanbieding om te wys hoe wonderlik die woord van God is, maar dis 'n klein bietjie. Ons gaan nou verder daarmee, as ons die Bybel oopmaak, ek kan solank begin soek na 1 Korintiërs 13. Hierdie man het nou afgesluit met die woorde, daar is 'n watermerk in die Bybel. Ons sal, as die Here ons spaar, volgende Sondag vir die wys wat dit is, maar ons gaan nou nog 'n bietjie kyk na die wonderlikheid van God se woord, en ek kom by die feit of die vraag wat ons hanteer by die Bybelstudie. Nou, ons Bybelstudie, ons gaan nou lekker tee drink, en dan kom ons terug vir 'n halfuur vir Bybelstudie. En almal is welkom, ek het bundels vir die wat nie was nie, maar kom ons kyk nou eers na dit wat die Here vir ons wil sê, hier in 1 Korintiërs 13, almal ken hom natuurlik heeltemal goed uit die kop uit, nou ons lees dit. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sal ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie. Dis nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie. Reken nie kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Hier begin ons tema van die môre en volgende Sondag. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar as die volmaakte gekom en dan sal wat ten dele is tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind,
Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, onthou hierdie uitspraak, maar eendag sal ek ten volle ken net soos ek ten volle geken het. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde en dit bly die liefde. Daar's 3 dinge wat ophou, sê Paulus, en daar's 3 dinge wat bly, geloof, hoop en liefde. Nou gaan ons vanmôre so 'n bietjie kyk na as die volmaakte gekom het, soos 1 Korintiërs 13 sê, as die volmaakte gekom het, sal wat ten dele is verbygaan of tot niet gaan. Ek sal daar uitbrei so 'n bietjie. So dit gaan vir ons hier om die Bybel, is hy regtig volmaak, is hy afgerond, en in die Bybel staan hierdie woorde, dat daar gaan 3 dinge tot niet gaan, wat mense nie verstaan wat ons nou gelees het. Ons gaan alles daarom borduur vanmôre. So, ons ondersoek die werklike betekenis van die volmaakte wat sou kom. Daar's baie kontroversie in kerke en in gelowe en in mense se oortuigings, dat die volmaakte is dit en die volmaakte is dat en die volmaakte is so en so. Dan sê mense die volmaakte is die liefde. Maar die liefde gaan nie kom nie, dat dit gekom, dit is van ewigheid tot ewigheid daar, want God is liefde, ons kan nie daarna kyk nie. Maar goed, dan is daar, wat ten eerste bedoel word met die volmaakte, is die samestelling van die Bybelse 66 boeke. Dit gaan ons bietjie bespreek. Maar daar's 'n tweede deel, wat ons later gaan bespreek, en ons sal dit ook sien in hierdie boodskap vanmôre. Daar's 'n eerste volmaakte, en dan nog 'n deel van die volmaakte, wat daarop volg. En dit sal ek verduidelik. Dis nie al wat dit beteken dat die boeke van die Bybel saamgestel is en nou het ons die volmaakte, dit is wel waar. Dit is die volmaakte wat sou kom, is die opgestelde Bybel in 66 boeke. Hierdie het ek nou daarvan gepraat. So, daar's 'n goddelike waarskuwing omtrent die Bybel. Ons moet die Bybel beginne meer eer gee, meer liefde gee, meer alles gee wat ons kan gee, om dit tot sy reg te laat kom. Die Bybel is die wonderlikste geskenk wat God ons gegee het op die aarde ooit. Alhoewel nou ewige lewe. Jesaja 34 sê, soek in die boek van die Here, dis die Bybel, en lees. Soek in die boek van die Here en lees. Jy moet jou Bybel ondersoek en jy moet lees. Jy moet Bybelstudie doen en jy moet die Bybel lees, sodat jou gemoed en jou hart gevul kan word met die woord van God. So, Spreuke 13 vers 13 sê, wie die woord verag, moet dit ontgeld. Dis 'n wet van God. As jy die Bybel verag, gaan jy dit ontgeld. Jy gaan vergeld word deur God se toorn, in sy toorn. Openbaring sluit af met die boek, die volmaakte. Ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in die boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. Nou sê ek, hoe kan God dit sê as sy woord nie volmaak is nie? As sy woord nie volmaak is, kan mens ons maar wegvat en bysit en maak wat jy wil daarmee. Maar God sê hy is volmaak, en as hy iets daarvan, Jesus het gesê, selfs 'n jota of 'n titel is so komma en so komma. As jy dit weglaat, dan oortree jy die wet van God. So dis ernstig, dis baie, baie ernstig. Nou is daar 'n volmaakte Bybel. Van die begin af was daar helse aanslae op die Bybel tot vandag toe. Dis vandag nog omtrent die ergste van alles, met al die valse vertalings wat hulle van die Bybel maak. En dit moet ons vanmôre leer. Daar's 2 ware Bybels wat ons tot ons beskikking het. Die eerste is die King James version van die Bybel, wat in 1611 gedruk is. Ons gaan daarby kom. Dis die tweede volmaakte wat ek oor wil praat. En ons Afrikaanse Bybel is so perfek na dit, dat ons dit kan sien as 'n regte Bybel, die regte Bybel. Die vertalings wat daar voortvloei is almal vals vertalings. Dis heeltemal vals, dit mislei mense en dit sleep mense die afgrond in. So ernstig is dit.
Ek het 'n boek wat ek vir iemand geleen het, sy naam is The New Age Versions. Daar's 'n nuwe wêreldorde aankom, en vir die nuwe wêreldorde wil hulle 'n Bybel hê wat pas by hulle uitgangspunte en hulle konglomerasie van allerlei dinge op die aarde. Maar 'n stryd oor die vertalings en foute word deur die eeue gebruik om verdeeldheid in die teologie te veroorsaak. Daarom is daar so baie splinterkerk, want ek sien dit so en jy sien dit so en hulle sien dit so. En daar's versplintering deur al hierdie valshede wat rondgaan, sodat dit baie verwarring en onsekerheid geskep onder teoloë. Maar daar is 'n volmaakte Bybel. Nou, die begin daarvan het ek gesê is die eerste 66 boeke toe die Bybel saamgestel is, sien ons na Christus. En dan kom ons nou by die volgende deel van die volmaaktheid. En wat staan in 1 Korintiërs 13, dis waaroor dit gaan. Kan ons hierdie dinge so aanvaar, soos wat mense sê, dat hierdie dinge aangaan, wat God sê sal ophou. Ons kyk daarna. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Die vraag is wanneer. Of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan. Want ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, sal wat ten dele is tot niet gaan. Hier word dit duidelik vir ons gestel, daar is dinge wat gaan ophou wanneer die volmaakte gekom het, en die volmaakte is niks anders as die woord van God in sy 66 boeke nie. Tot hierdie 3 tydelike gawes het opgehou, want is nie meer nodig gewees nie. So, ons gaan dit ook in die Bybelstudie net hanteer, bietjie meer daarna kyk. Maar in Engels staan daar, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For you know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, die volmaakte, then that which is in part shall be done away. As ons dit reg sien, dan het ons 'n oorwinning behaal in ons hele benadering tot alles en almal in die Bybel. Maar net so 'n bietjie dieper daarop ingaan. A verb, pause, to stop, is transitive. Dit beteken kort van duur, verbygaande, verganklik. That is restrain, quit, desist, come to an end, cease, leave and refrain. Dis wat geskryf word in die oorspronklike konkordansies en al die navorsing van daardie 3 woorde. Dis alles restrain, quit, desist, come to an end, cease, leave and refrain. Wanneer sal dit opgehou het? Die Bybel sê wanneer die volmaakte gekom het, en dit is die saamgestelde woord van God. Dit is belangrik om te weet dat die gawe van tale, wat 1 Korintiërs 13 is in 59 geskrywe, nie voorkom in die lys van die gawes in Romeine 12, wat daarna geskryf is in 60 nie, of in Efesiërs 4 se lys van gawes in 64 nie. So hier is net 'n bewys dat hierdie is nie so ernstig belangrik dat al die boeke van die Bybel dit moet bevat, dat daar nou tale en profesie en dinge is, maar God sê, hy het dit gebruik om die kerk vinnig aan die gang te kry en oor die wêreld te laat gaan met die gawe van tale, profesie en toe die kennis volmaak is, het God die Bybel afgerond. So, daar's 'n paar interessante feite soos wat nou op die bord gewys is, oor die getalle van die Bybel wat vir ons bewys, in die tweede plek die volmaaktheid van die woord van God. En hierdie dinge is daarby ingewerk en uitgesorteer reeds. Daar's 'n interessante teks in Daniël 8 vers 13 wat sê, toe hoor ek 'n heilige spreek, dis in Daniël, en 'n ander heilige het aan een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur? En dis 2 engele wat praat. Maar in die oorspronklike tale is daardie heilige se naam Palmoni. Dis 'n Engelse naam en sy naam beteken verskaffer van getalle, die wonderlike verskaffer van getalle en van geheime. Hierdie engel het 'n brein wat ek begeer om getalle en dinge te kan uitsorteer en te kan onthou en te gee vir mense soos hier. En daardie engel gee vir Daniël insig in die toekoms en getalle en so meer.
Maar daar is 'n engel in die hemel met die naam Palmoni wat met getalle werk. Want die Bybel is 'n getalle boek. Dis vol getalle. Ons sal bietjie dieper daarop ingaan. Nou Grieks en Hebreëus en Engels het ook elkeen 'n letterwaarde soos ons reeds gehoor het. Die Bybel is deurspek met letter en syferwaardes, soos 'n voorbeeld, net baie kortliks. Die eerste en die laaste teks in die Bybel het al 244 letters. Dis net om interessante dinge vir u te wys. Die heel eerste teks en heel laaste teks het al 244 lettertjies. Maar kom ons gaan aan. Daar is 'n paar belangrike getalle. Die getal van eenheid. Nou dit het ons nou almal gesien. Ek gaan vinnig daardeur. 1 is die getal van eenheid, 2 is die getal van verdeeldheid, 3 is die getal van goddelike perfeksie, en dan die getal van die skepping, die getal van genade is 5, 6 is die getal van die mens, en 7 is die volmaakte getal van God, kan ek dan sien daar. Dan is daar die getal van 'n nuwe begin, ons sal 'n bietjie daaroor praat. Die getal van finaliteit is 9, en 10 is die getal van perfekte orde, 13 die getal van sonde en rebellie, en dan 'n baie belangrike getal is 37. Dis nou volgende Sondag se boodskap. Die getal 37, maar die volmaakte getal 7. So aangesien hierdie Godse getalle is, moet ons hierdeur kan bewys dat die woord van God die volmaakte is wat sou kom. Die getal 7. En ons gaan nou fokus op die King James Bybel, wat die volmaakte is in die tweede plek. En ons gaan vir wys hoe volmaak is daai Bybel, wat in 1611 op die bevel van koning Jakobus in Engeland vertaal is deur 'n klomp manne, wat die beste vertaling moes doen wat ooit gedoen is van die beste manuskripte, en dit het gebeur. En nou het ons daai Bybel wat ondersoek word om te sien, is hy volmaak. Die volmaakte moes nog voorberei word uit die Heilige Gees en goddelike waarhede, dis God alleen. So 'n paar feite oor 7, daar was 7 engele verskynings tydens Jesus se lewe op aarde. 7 keer verskyn engele. Johannes se evangelie doen Jesus 7 wonderwerke. Jesus het 7 wonderwerke op die Sabbat gedoen, om vir ons te wys, die Sabbat is uitgedien, ons kan op hom werk, die nuwe dag is die dag na die Sabbat. 7 word meer as 50 keer in Openbaring gebruik. Jesus het 7 kruiswoorde gehad, en daar is 7 millenniums, 7000 jaar getalle, 'n week van 7000 jaar, met elkeen 1000 jaar as 'n dag. So die aarde bestaan vir 7000 jaar, in hierdie konteks van ons as mens op aarde, 7000 jaar weke, of getalle, ons noem het millenniums. Ons is nou in die laaste 1000 jaar millennium. Nou wat nou gebeur, weet ons nie eintlik nie. Maar as 'n paar feite omtrent die getal 8, ek sal vinnig hieroor gaan. Daar's 8 persone in die ark gered. Bethlehem, Juda, waar Jesus gebore is, kom 8 keer voor. Dis 'n getal van nuwe begin. Hier kom 'n nuwe Messias, wat die wet vervang en allerlei goeders. Jesus het op die 8ste dag opgestaan uit die dood. Die vroeë kerk het op die 8ste dag bymekaar gekom, soos nou nog. Die eerste of die 8ste dag word 8 keer in die Nuwe Testament genoem. Dis alles belangrike goed hierdie. Met die 8ste aardbewing vind Jesus se wederkoms plaas. So daar kom 'n groot aardbewing se Openbaring vir ons sê, dan gaan Jesus kom. En Jesus noem homself 88 keer die seun van die mens. Dit raak nou baie interessant. Die getalwaarde van oes in die Bybel is 8 maal 88. Oes is die oes van die evangelie, die nuwe wêreldse evangelie. Die Here van die oes se getalwaarde is 16 maal 88. Die bruid kom 8 keer in die Nuwe Testament voor, maar bruidegom kom 16 keer voor, wat wys dat die bruidegom is meer as die bruid, net soos die oes waar die getalwaarde 16 keer is. Die getalwaarde van Jesus in Grieks, sy naam Jesus, is 888. Dit sê vir ons, daar is iets in hierdie getal. Maar verder, die boek Openbaring, die boek van die nuwe begin, het presies 888 woorde in Grieks.
So hierdie is maar net interessant hier om te prikkel om die woord van God meer lief te hê en meer te bestudeer. Nou, terug by die getal 7, bewys dit dat die volmaakte gekom het. Ons praat nou, ons bestudeer die King James Bybel om te kyk, het ons 'n volmaakte Bybel? Is hy reg? Baie mense wil nou sê, daai Engels kan ek nie lees nie. Jy wil dit nie lees nie, dis al. Jy kan dit lees, maar jy moet dit lees, want dit is die regte Bybel. Kry jy jou King James of van die Afrikaans, ou Afrikaanse Bybel, die nuwe is verkeerd. Goed, die 7 is die volmaakte getal van God. Genesis 1 vers 1, die getalwaarde van God, hemel en aarde, in Genesis 1 vers 1 is 777. Voorwaar ek sê, wat Jesus sê, voorwaar ek sê, kom 77 keer voor in die Bybel. Vader, Seun en Heilige Gees, of nee, verskoon, Vader en Seun, se getalwaarde saam is 490, dit is 70 maal 7, en waarvoor het Jesus dit gebruik? Om te wys op vergifnis, om te verwys na vergifnis. So 490 is die totale getal vir vergifnis in die Bybel, en God is die God wat kom en vergewe, en daarom het hy en sy Seun, wat die vergifnis bring, dieselfde getalwaarde as die woord vergifnis. Jesus en Christus, die twee woorde van Jesus, of name van Jesus, kom 1554 keer voor. Dit is 777 plus 777 vir Jesus en Christus. Kan dit onvolmaak wees? Kan daar fout wees? Here, God, Jehovah, ek is koning Jesus. Kom 7777 keer voor. Die getalwaarde daarvan. Amen, die woord amen wat sê dit is klaar, is finaal, kom 77 keer in die Bybel voor. Die eerste woord in die Bybel is die woord in. Die laaste woord is amen. Wanneer hierdie twee woorde saamkom, want as die Bybel gaan ondersoek, is daar 777 keer wat hierdie twee saam voorkom in die Bybel. In en amen. Om die hele totale Bybel die binnekant vir ons in te werk. Goed, daar is 'n paar spesifieke openbarings van Jesus wat ek net mee wil afsluit. Openbarings van wie Jesus is en wat hy doen. Hy het ook met die getal 7 te doen, want hy is volmaak. Die 77ste verskyning van Jesus, die woord Jesus, in Matteus 16 vers 17, waar die Vader van Jesus aan Petrus voorstel as die Christus, die Seun van God. By die 77ste verskyning van die woord Jesus, kom die Vader en sê, hier is die verlosser, hier is my Seun. Dis ook die 7de verwysing in die selfde teks na Christus. Alles draai om 7, die volmaakte getal van God. Die 77ste verwysing na Christus is in Handelinge 10 vers 36 waar aan Petrus openbaar word dat Jesus ook vir die heidene gekom het. Hy het ook vir die heidene gekom, nie net vir die Jode of die Israeliete nie, né? Dan die 77ste verwysing na Jesus Christus is in Galasiërs 1 vers 12 waar bevestig word dat die evangelie aan Paulus gegee is deur openbaring van Jesus Christus self. So alles gebeur op die spesifieke aanwysing van die Heilige Gees om dit volmaak vir ons te gee. Nou ons kan nog baie diep hierop ingaan, maar ek gaan hier stop want ons het ander werk ook om te doen. So, vergewis jouself daarvan dat jy die regte Bybel het om te lees. Moenie na ander goed kyk nie, alles hulle mooi en aantreklik, dis vals. Dis 'n aanslag op die ware woord van God. En jy sal dit moet verstaan. Ons Afrikaanse ou vertaling 53 is 'n baie goeie vertaling. So, ons kan die twee Bybels gebruik en ons moet dit gebruik. Want as jy van die Bybel sê, die woord van God is die swaard van die Gees. Dis hierdie volmaakte woord. Jy kan nie 'n onvolmaakte swaard wil hê en teen die duiwel gaan veg nie. Jy gaan met 'n stop swaard geestelike oorlogvoering wil doen as jy die nuwe vertaling wil gebruik
om duiwels uit te dryf en sulke dinge. Hulle luister nie vir jou nie. Hulle doen nie. So, kom ons fokus op die groot dinge wat God vir ons gee en gegee het. 'n Bybel wat soveel maak is soos God self, want hy is daarin, sy gees is daarin, sy inspirasie is daarin. Kry jou Bybel lief, liewer as ooit tevore. En mag die Here ons spaar tot volgende Sondag en gaan ons kyk na die watermerk in God se woord, wat net so baie interessant is. Mag die Here ons seën.